Daar's redes hoekom ons baie goed doen en elke bedienaar van die woord doen maar goed anderste wat vir hom of haar help om betekenis te gee en help om die gemeente ook betekenis te gee in ons byeenkoms. So as ons kersse aansteek, beteken dit nie ons is bang vir load shedding nie. Dit gaan glad nie daaroor nie. Dit gaan nou oor dat ons wil graag met hierdie kers iets verkondig. Nou enige vuur sal jy nou weet, en ek gaan dit nou sê terwille van, jy het dit al gehoor het om dit weer 'n keer te hoor, en jy het dit nog nie gehoor het nie, maar vuur het suurstof nodig. En suurstof kan nie een van ons sien nie, en nie een van ons kan dit maak nie, maar ons is afhanklik. So elke keer as jy uitblaas, om die volgende tree te gee, het jy nodig om in te asem. En dis 'n geskenk. As dit uit is, moet jy weer kan ontvang. En dit is eintlik die storie van wie God in ons lewe is. Ons kan heel moontlik God nie sien altyd nie. God is te groot. God is alomteenwoordig. Maar om te kan lewe, moet ons in God se teenwoordigheid leef. En daarom steek ons hierdie kers aan om te sê, dankie Here Jesus dat U by ons is. Dankie dat U ons Here is. Dankie dat U ons koning is. Dankie dat U ons lewensasem is. En sommer so, as jou gedagtes dwaal, gaan jy daar terug na die kers toe. O Heilige God, ons hoor en ons sê soveel woorde. Tog is dit U woord wat ons nodig het. Praat nou en help ons om te luister. En as wat ons hoor stilte is, laat dit ons stil maak. Laat U woord ons ontwrig. Laat dit ons behoeftes vul. Laat dit ons trots deurbreek. Laat dit ons sekerhede verminder. En laat dit ons verwondering vergroot. Kom ek gee so 'n oomblik van stilte. Miskien wil jy net hieroor dink. Miskien wil jy weer die gebed deurlees. Maar in hierdie brief kom Paulus en hy sê vir hulle, ek wil graag met julle praat oor wat beteken dit as julle sê julle glo met julle hart en julle bely met julle mond dat Jesus Christus is julle Here. Dit moet julle lewe raak, dit moet julle denke raak, dit moet julle doen en julle vingers raak. En dan begin hy met hulle praat oor goed wat skeef trek in hulle gemeente. Hy sê ouens, nommer 1, ons kan nie hier elkeen kom en sommer net ons merk om afdruk. Dit gaan in die heel eerste plek moet vra, Jesus Christus, U is ons Here, wie en wat moet ons wees? En dan begin hy, en hy verduidelik vir hulle, dat ek sê nie hierdie goed vir julle, omdat julle nou stout was, en jy moet jou nou regryk nie. Ek sê hierdie goed vir julle, want dit is in teenspraak met die kruis. Die kruis staan reg teenoor dit. Jesus sê nie, o stout nie, hy sê wat julle nou doen, is julle besig om die krag van die evangelie weg te vat. So as ons met mekaar praat oor wat ons as gelowiges moet doen, sê Jesus eintlik, dit is 'n baie ernstige saak. Dis nie sommer net jy moet jou 'n bietjie regryk of jy moet nou nice word nie. Hy wil vir jou aanspreek om te sê, ek het nodig dat as jy wil regtig lewe, dat jy hierdie boodskap sal ernstig opneem. En vanoggend is die gedeelte vanaf hoofstuk 1 vers 18. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Mense wat nie snap waaroor die kruis gaan nie, is mense wat op die ou end hulle doel mis in die lewe. Dis mense wat hulle menswees afwater na 'n stukkie oorlewing toe en daar's nie veel betekenis aan hulle lewe nie. Maar die wat gered word, die wat 'n lewe vind wat die moeite werd is om voor te lewe, anderste manier gesê, is dit die krag van God. Vir hulle wat vind en hulle wat begin verstaan en hulle wat begin toelaat dat die boodskap van die kruis van Jesus Christus hulle lewe begin verander, vind verlossing. Gaan nie eendag hemel toe nie.
Daar's 'n belangrike skuif wat ons moet doen. Ons het baie keer die evangelie in ons verlossing afgewater en dan sê ons gaan eendag hemel toe. Ons het gedink ons moet kerk toe kom sodat ons eendag hemel toe kan gaan. Dis een van die uiteindes. Die eintlike verhaal van Jesus Christus is dat hy hemel in my hart wil bring. Hy wil hemel aarde toe bring. Nou nie aarde los nie. Dis nie 'n gaga plek nie. Dis 'n belangrike plek vir Jesus. So in die heel eerste plek gaan my verlossing daaroor dat ek toelaat dat Jesus 'n stukkie hemel in my hart bring, sodat ek dit kan uitstraal. Die uiteinde is 'n hemel saam met Jesus. Maar die proses is dat ons die uitdaging toelaat en sê, Here, bring 'n stukkie hemel in my hart. Hy sê, daar staan geskrywe al in Jesaja se tyd, die wysheid van die wyses sal vernietig word. Slim praatjies en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. So ons kan ons aan 'n klomp, ons kan baie goedjies dink, ons kan baie goedjies sê, maar dit verander nie eintlik hierdie wêreld in 'n stukkie hemel nie. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Ouens met slim praatjies. Waar is die skrifgeleerdes, die ouens wat goed kan beredeneer? Waar is die slim woordvoerders? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Kom God en wys nie eintlik sê, ja, julle het fantastiese regeerders, julle politieke stelsel, julle het slim ekonomiese goed wat julle doen, maar kan ek nou maar met julle eerlik wees? Dit lyk nie na 'n suksesverhaal nie. Dit lyk meer na oorlogveld, dit lyk na verwoesting. Mense sterf aan hongerte, mense word misbruik. Al hierdie slimmighede van ons en ons hoop wat ons op 'n nuwe regeerder stel en ons hoop wat ons stel op 'n ander land en ons hoop wat ons stel op beter werk en so aan. Dit bring ons blykbaar nie op 'n beter plek nie. Miskien kan dit vir jou vir 'n oomblik 'n bietjie verligting bring, maar dit is eintlik so denkbeeldige babbel wat jy in leef. Verander nie die wêreld nie. Maar dit was die bedoeling van God en sy wysheid. God weet wat moet gebeur, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. God word nie ontdek in studievelde nie. God word nie beredeneer in goeie diskussies nie. God word op 'n ander plek gevind. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens, hulle sê, Jesus, bewys jouself dat jy die Messias is. Want in ons koppie, die God wat ons skep, moet jy jou nou verwys dat jy hier inpas. Soek wondertekens. Ons soek proef dat jy pas. En die Grieke soek wysheid. Hy sê, ons het dit nou al so uitgeredeneer. Wil jy nou vir ons sê, daar is 'n ander manier hoe ons kan redeneer? Kom, gee vir ons 'n nuwe redenasie. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Is 'n belangrike woordjie wat jy vanoggend kan saamvat. Die kruisevangelie is nie 'n goeie stelsel nie. Kruisevangelie gaan nie oor goeie redenasies nie. Die kruisevangelie beteken selfopoffering, beteken vernedering, dit beteken dat mense jou nie ag nie, dit beteken dat jy sterf vir dit wat jy sê, jy glo waarvoor jy staan. Dis kruisevangelie. Dis wat dit belangrik maak dat ons Christus wat gekruisig is, verkondig. Dit gaan baie sterk oor hoe leef jy? Wat doen jy? Nie wat dink jy nie. Hoe raak dit jou alledaagse lewe? Vir die Jode is dit 'n aanstoot, vir die Grieke is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, die wat God se hart verstaan, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God.
daar begin ons snap, dis hoe verandering kom. Dis hoe 'n stukkie hemel op aarde kom. Wat vir die wêreld onsin van God is belaglik om te wil sterf. 'n Kruis, 'n graf. Wie het nou gedink dis nou kragtig? As jy bereid is om te sterf vir wat jy glo, lê daar baie keer krag in. Is groter wysheid as die wysheid van mense. Wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Dink maar net aan wat julle was toe julle geroep is. Hy sê, die onsin is hoe God werk. Kom ek praat van 'n ander onsinnige ding wat God doen. Dink maar aan wie julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. Julle kan nou nie regtig daarop aanspraak maak dat julle nou 'n goeie plan het nie. Julle kan nou nie eintlik daarop aanspraak maak dat julle toegang het tot baie geld wat ons kan help nie. Julle kan nou nie eintlik aanspraak maak dat julle nou met die regering gaan praat en julle gaan hierdie ding vir ons afdwing nie. Nee, julle is maar eintlik baie gewone ou mensietjies. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. Wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. Jy moet nie dink, jy mag nie titels hê, of jy mag nie iets bereik nie. As jy nie iets daarmee doen nie, dan kan niks verander nie. As jy nie leef dit wat God vir jou gee nie, gaan daar nie verandering kom nie. Voor God het geen mens dis iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat jy met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom. Die vryspraak en die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Ek kry hierdie opmerking van 'n skrywer, net 'n slukkie water vat. If you find yourself stranded in the desert with nothing but an endless supply of chips, you are going to die within a week. Nou in sy denke gaan hy sê, as ons nou 'n paar kinders het, miskien van julle wat van chips hou, en ek sê, ek kan vandag vir jou 'n eindelose voorraad voorsien van chips, Simba chips of Pringles, wat julle favorite is. Wie sal almal hierdie geskenk wil hê? Julle wat almal rugby gekyk het, wil seker 'n bietjie goed. Nee, ons almal sal dit graag wil hê. Sjoe, dis al nice. En eintlik sê die opmerking, pas op wat jy dink vir jou nice is. Want in hierdie wêreld het jy nodig die regte goed om te kan lewe. Ons word in die lewe geleer om honger te wees na 'n klomp goed. En ons is gulsig besig om dit op te slurp. Dit kom al daar uit die paradys uit. Ons vreet ons uit die paradys uit. Ons kan van alle bome eet wat daar is, behalwe hierdie een wat dodelik vir ons is. Wat doen ons? Ons gaan vervreet ons aan die dodelikste boom. En ons het dit nog steeds in ons. Ons vervreet ons aan goed wat die wêreld vernietig. Ons vervreet ons in ons verhoudings wat mekaar vernietig. Ons vervreet ons buurman sodat hy skielik nie kan lewe nie. Ons vreet so dat ons nie eers meer geluk en vrede het nie. Maar met alles dit wat vir my bymekaar maak, kry ek dit nie reg om te kan lewe nie. My dors word nie geles nie. En daarom kom Jesus
En in die kruis kom wys hy vir ons, wat het ons nodig? Maar dit beteken, dat ek sal moet verleer, om hierdie hongerlus wat ek baie keer kry, een kant toe te skryf, en te glo wat Jesus wil doen. Ek het hierdie oulike akroniem raakgeloop. Ego beteken let go of ego, edging God out. Nou jou ego is baie belangrik vir jou. Jou ego maak jou bewus van jou individu, wie jy is. Hy sien, okay, ek is nou honger. Jou ego maak bewus van jou, ek het slaap nodig. Jou ego maak vir jou ook bewus daarvan, wat het jy nodig om aan te gaan. So daar's niks verkeerd met die ego se werk nie, maar as jou ego jou fokus raak, dan raak jy nie net 'n individu nie, jy raak 'n individualis, né? Dit gaan oor wat my gelukkig maak, dit gaan oor my gerief. So wanneer jou ego jou 'n individualis maak, lus, né? Daar's alweer die woordjie vir lus. Ons is alweer by eet. Né, dit gaan alweer oor net myself. Dan raak my ego gevaarlik. 'n Ego help jou om autonoom te wees, vir jouself te kan sorg, vir jou pragtige goed reg te kry, vir jou mooi huis, niks fout daarmee nie. Die gevaar is, as ek my ego toelaat om die laaste sê te hê, dan gaan dit oor wat ek reg kry. Dit gaan, ek het 'n saak met die res van julle. Ek bou my mure hoër, sodat ek op my eie kan leef. Ek gaan huis toe en ek doen my eie ding, en ek wil niks van jou weet nie. Nee. Dan raak dit gevaarlik. Geen probleem om vir jouself te sorg nie. Is fantasties. Verantwoordelikheid te vat. Belangrike goed om vir mekaar te leer. Maar daar's 'n belangrike ding wat ons moet oppas voor, dat ons so individualisties, so autonoom is, dat ons eintlik ons wil losmaak van die wêreld. Jesus kom wys iets anderste. Hy sê ek is 'n individu, maar my lewe gaan nie oor my nie. My lewe gaan oor die heelmaak van die wêreld. Jesus is 'n skrynwerker, hy het 'n droom, hy werk, hy beplan sy werk, hy sê vir sy mense, ons moet onafhanklik wees, ons moet vir mekaar kan sorg, maar ons is hier ter wille van die wêreld. Die laaste ding wat jou ego doen, hy help jou om jouself te verwesenlik. Baie sterk ding waarmee ons leef deesdae, om te sê, jy moet iets maak van jou lewe. Die gevaar is, né, dat ek op die ou end myself op die troon sit. En ek sien my geluk, en ek sien my profiel, en ek sien my aanhang moet so lyk, terwyl Jesus op die ou end sê, Here, nie my wil nie, maar wat is U wil? So ek hoop jy kan iets sien, ego moet jy heeltyd dophou. Hy's daar om jou te beskerm. Maar pas op, moenie ego toelaat om jou te mislei nie. Want dan kan jy nie die evangelie hoor nie. Die evangelie is hier om vir jou lewe te gee. Dis nie 'n nice to have nie. In die Alpha is byvoorbeeld laasweek se gesprekke daaroor gegaan. As die evangelie maar net nog iets was, wat dit sou oulik gewees het as jy dit glo, dan sou dit eintlik baie sinloos wees om hierdie ding van jou lewe op te gee, jou selfsug weg te gee en al hierdie moeite te doen, dan kon jy dit gelos het, dan kan jy iets anders te doen. Maar as die evangelie gaan daaroor, dat God vir ons lewe bring, dan sal dit baie dom wees, as ons dit nie ernstig vat nie. Daar's 'n tweede aspek, wat ek wil uitlig vir jou vanoggend. Die evangelie van die kruis, kom aan gewone mense. Dit beteken nie as jy ryk is, of dat jy politieke leier is, of jy is iewers in 'n belangrike pos, dat dit nie vir jou bedoel is nie. Eenvoudige mense gaan oor die alledaagse mense. Dit gaan daar waar ek en jy leef. Die evangelie van Jesus Christus verstaan, dat verandering begin in die harte van mense. Verandering begin nie in 'n nuwe politieke stelsel nie. Verandering begin nie in sisteme
wat goed in plek gesit word nie. Verandering begin wanneer ek sê, hier by my hart gaan dit nou verander. En dan verander ons. Verandering, die kruisevangelie is bedoel dat daar waar jy by 'n taxi rank moet staan partykeer. Kom Lerato, wat is dit? Lerato, hier's jy? Wag jy vir jou taxi? Kom, net as ons taxi inwag. Taba, kyk hierdie plek. Is nog geen 7 o'clock en my stress levels is op 10. Corruption hier, crime daar. Iran doen sy eie aerobics. En die politics. Nee wat, daai ding gee my hoofpyn. Hoofpyn sonder pille. Jy laat my lekker lag, né? Jy moet ophou so stres, né? As jy net na die nuus gaan kyk, dan moet jy eers sommer hierdie hele dag kanselleer. Jy moet glad nie begin nie. Maar weet jy wat? Ek dink ons is nou al 35 jaar in hierdie nuwe Suid-Afrika. Was dit 30 jaar, né? En weet jy hoekom is ons vandag seker nog hierso? Want ek dink daar's iets groters wat vir ons in hierdie chaos ons hand vashou. Meer wat, Tabo? Ek sien nou net taxis. En die mense stamp mekaar. En die mense wat net almal wil probeer lewe. Lady, is jy ook nou, hè? Sorry. Ek is amper weer laat. Die taxi in werk. Sorry dat ek nou hier insit, maar ek hoor julle praat. En ek sê soos, yes, exactly dit. Hoe maak 'n mens koppelsterk uit nou van hierdie te mekaar wêreld? Is eenvoudig na lê. Jy kan nie die wêreld regmaak nie. Jy maak net seker jou huis loop reg, né? Jy werk hard, ja, né? Jy kyk mooi waar jy trap, né? En jy wag vir niemand om jou goed te gee nie. Hierdie is nie 'n sprokie nie, dis Suid-Afrika, my suster. Basically, kyk, jy vir jouself, jy sorg vir jouself, jy soek vir jou kennis, maak clever financial decisions, en moenie te veel trust nie. Trust net yourself, net yourself, nobody else. Presies so, Nan. Dit klink miskien koud nie, maar koud hou jou lewendig deesdae. Julle twee is baie slim vanoggend hierso by die taxi ranks. As jy nou maar gaan kyk, dis mos nou wat die wêreld sê, almal vir homself, niemand vir mekaar nie. En kyk lyk dit of dit werk. Lyk dit vir jou of hier 'n sukses aan die gang is nie. Lyk nie vir my so julle plan gaan werk nie. So wat stel jy voor, Tabo? Ons gaan nou maar hande vat en sing. Nee, ons gaan nie sing nie, want ek kan nie sing nie. Kom ons luister net. Daai ding wat ons elke dag by die Sondag by die kerk doen. Die kruis se storie sê iets anders. Hy sê nie red jouself nie. Hy sê gee en dien en help, selfs as dit jou iets kos. Dis nou nie flashy nie, né? Maar dis powerful. Okay, wag. Dink nou 'n bietjie practical. Nou, hoe lyk dit in die nou se lewe? Nie net soos 'n Sondagkerk nie, praat nie. Nee, dit is so. So ek leer my kinders. Dit gaan nie in hierdie lewe in die eerste plek, kom jy bo uit nie. Dit gaan, jy moet leer hoe om te kan gee, jou tyd, jou ore, jou menswees. Ons praat met mekaar oor deel, ons praat met mekaar oor vergewe, ons sê vir mekaar, kom ons help mekaar. En vir my kinders sê ek, jou waarde lê nie daar in jou punte nie, alhoewel dit belangrik is. En jou tekkies gee nie vir jou 'n naam nie, hoor. Ja, maar Tabo man, die skool daar buite eet sulke kinders op vir breakfast. Dis 'n kompetisie man. Dis waar. Maar ek leer vir hulle, hier's 'n ander power waarmee jy kan leef. Dit gaan oor hoe om vriendelik te wees
nie met 'n agenda nie. Jy wil nie iets terug hê nie. Jy is hier om mense te groet, vir hulle te sê ek verwelkom jou. Ek is hier om jou te help. Ek wil nie iets terug hê nie. Ek is hier om vir jou te luister. Al verskil jy heeltemal van my. So jy sê minder beklei, en meer brood deel. Ja, is basies dit. Maar ek wil nog by sê, ons moet baie meer brûe bou en baie minder mure. Wag, Willie, hold on. Kruis is soos die lifelong GPS. Maybe not the fastest, but the right one, the only one. Dit is 'n lus net na lady. Mense, vat advantage as jy so sag is. Ja, dis waar, mense kan advantage vat. Maar as jy nie gaan kwesbaar wees, as jy nie jou vel daar gaan sit op die spel nie, dan gaan die dinge nie verander nie. Dis waar die verandering kom. Die wêreld se planne kan vir jou so vir 'n oomblik bietjie gerief gee, veilig laat voel, maar weet jy wat? Hy los vir jou alleen. Kom. Laat ons klim. Chaos gaan en die chaos van vandag gaan aanvat. Kom, skryf net op in die taxi, was jy nou? Kom jy maar voor Tabo. Dit agterna hierdie jy nie agterna. Klim net in. O, jy is tog vir 'n bietjie lanklaas in 'n taxi gewees. Maak hy venster net bietjie oop, dit rykie binne. Hey, maak bietjie oop daar. Mense moet hulle was. Okay. Sit ons nou. Ja? Hoe voel jy na die gesprek? Ek. Ja. Julle twee het vandag baie gegee vir my om oor te dink. En as die julle oggens se nuus, dankie vir die interesting conversation. En dankie Naleda jy geluister het, want dit is kaars vandag. Niemand wil na my luister nie. Ja nee, ek luister vir niemand nie, ek luister net vir myself. Maar dankie dat jy verander het ook. Maar ek het nou na julle geluister. Okay. I'm gonna try. Okay. En onthou maar, dankie vir die vrae. Dis wanneer ons met nuwe paaie kan begin. Alright, klim uit, gaan na julle werk toe, hoor. Dis eintlik so eenvoudig dat dit nie sin maak nie. Hoe kan die wêreld nou verander as ek toelaat dat die verandering by my hart begin? Ons glo dit nie regtig nie. Dis baie moeilik om dit te glo. Ons hoop maar dat ons politieke party aan bewind sal kom, né? Ons hoop maar dat ons munisipaliteit hulle self gaan regryk. Die onsin van die evangelie is, dit begin daar, waar ek en jy ons vel op die spel sit. Ek wil hê jy met jou 'n stukkie brood in jou hand vashou en ek wil saam met jou vir die Here dankie sê dat jy vanoggend hier sit as iemand wat al stukkies brood gaan uitdeel het. Miskien is dit vir die eerste keer in jou lewe dat jy besef daai groet, daai toebroodjie, daai kuier by daai persoon, daai versorg van jou kinders en jou man, mag miskien vir jou iets alledaags wees. Maar Jesus Christus, met die evangelie van die kruis, wil jou vanoggend verseker, dis hoe 'n stukkie hemel op aarde aanbreek. Beker met die wyn bekondig die goeie nuus. Dat al daardie klein stukkies uitdeel van brood is genoeg vir God om sy koninkryk aan te breek. Drink en dink daaraan dat deur jou gehoorsaamheid is jy besig om die kruis evangelie op hierdie aarde waar